Om vanmorgen te kan sê, ons dien 'n God wat lewe. As jy Bybel saamgebring het, blaai jy saam met my na. Genesis die 7de hoofstuk tot die 16de vers. Hy sê, en die wat ingaan, het gegaan as 'n mannetjie en 'n wyfie en as vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg
om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons vanmôre nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanmôre sal inkom met die krag en met die sterkte, Here, dat U sal aanraak en sal toemaak, dat U vanmôre sal vat en Here oorwinning bring in ons lewens. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Sê gou vir die ou langs jou, hy het agter my toegesluit. Amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat rondom die gedagte, hy het agter jou toegesluit. Het jy al gehoor hoe klink dit wanneer jy 'n plek instap en jy is onseker oor hoe dit daar binnekant is, of jy is so 'n bietjie skrikkerig en die deur slaan agter jou toe. Het jy al gehoor hoe klink dit as hulle daai sleutel vat en hulle draai om, dit klink of hy geamplify is, en dan voel dit vir jou, jy hoor hoe sly hy ding tot binne in jou siel toe, want het voel, alles wat hier binnekant is, gaan nou verkeerd loop. Ek wil vanmôre met jou praat daaroor, want daar is sekere deure, wat ek en jy in ons lewens probeer toemaak, en probeer toedruk, en probeer wegkom vanaf, maar dis wanneer God die deur agter jou sluit, dat jy kan besef, dis verby. Ek wil nie verstaan vanmôre, want baie keer in ons lewens kom ons in sekere situasies, dan sê ons, ag pastoor, ek is so bly, ek behoort aan die Here, en ek is so bly, my ou lewe is verby, maar dan baie keer kom ons in situasies, waar ons getempt word, waar ons gekom, dan sê die duiwel, probeer nog een, of doen ek hier is nie so bad nie, man, en wie dadelijk toe hier dan gaan sit en dink ek daaraan, is dit nie precies hoekom God self die deur gesluit het nie? Is dit nie precies hoekom God gesê het, maak klaar met dit wat agter jou is nie? Jy sien, ek het dit nooit lekker verstaan nie, want ek het altyd geglo, ons moet iets hê om aan vast te hou. Baie van ons wat vanmôre hier sit, het altyd 'n agterdeur oop. 'n back door. Julle weet waarvan ek praat. As jy nie weet nie, plan B. As hierdie nie werk nie, gaan hierdie een werk. Ons het daai agterdeur wat opstaan, en dadelijk toe ek gaan kyk na die ark en hoe hierdie ark gevorm was, en hoe God vir Noag die opdrag gegee het, toe sien ek dat daar is een deur wat God self gesluit het. En ek wil hê dit vanmôre verstaan, want baie van ons wat vanmôre hier sit, dink ons kan vanmôre in 'n verhouding wees met God, maar ons kan met ons verlede nog flirt. Daar's nog dinge in ons verlede wat ons meer kan vashou. En ek wil hê vanmôre verstaan, dat die oomblik toe ek hier nog gaan kyk, toe sê die Here vir my, dis tyd dat ek die deur toemaak en begin sluit. Ek weet nie van jou nie, maar daar's dinge in my verlede wat maklik is om op te gee. Daar's dinge in my verlede wat ek kan sê, oh, dankie Here, ek is ontslaaf van dit, en dis nie meer 'n probleem nie, of dis nie meer 'n bekommernis nie, maar daar's dinge in my verlede wat baie keer maak dat ek teruggaan om te gaan kyk hoe dit lyk. En terwyl ek gisterand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor, daar sekere deure wat ek gaan begin toemaak in jou lewe. Nou die eerste ding wat ek vanmôre gou so vinnig aan wil raak, ek weet nie of het jou ooit daaraan gedink nie, die deur wat moes toemaak, moes seël. Daar moes iets wees wat ons seël, wat maak dat die water nie kan inkom nie. Ons weet die hele boot is aan die binnekant bestryd met pink, en ons verstaan dit, maar toe God die deur toemaak en ons sluit, moes God die seelwerk doen, dat daar niks kan inkom nie. Ek weet nie van jou nie, ek wil vanmôre my lewe kry, dat God vanmôre my verlede sluit, die dinge agter my sluit, en verseël, dat ek nie weer eers daaraan dink nie. Hoekom sê ek dit vanmôre? Want weet jy wat? Jou verlede is baie keer die wapen wat die vyand teen jou gebruik, en vir jou sê, jy kan nie dit nie, want, of jy kan nie jou hand opsteek nie, want, kan ek vanmôre vir jou sê, jy is vanmôre vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus.
Jy sê, my hart het begin dink. Wat gaan gebeur as ek moet klaarmaak met wat verby is? Pastoor, daar is dinge wat ek aan herinneringe en mooi memories en goed, en ek wil dit verstaan, dit gaan nooit weggaan nie. Maar dis nie te sê, ek moet omdraai en teruggaan nie. Ek wil hier met vanmorgen hoor, want daar is een ding wat in my lewe begin wakker word het, en dit is dat die woord van Here sê in Hebreërs 12:14, jaag die vrede na met almal, en heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. Hoor wat hy sê, heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. En weet wat beteken dit? Dit beteken dat ek moet probeer om te verander ten goede. Kan ek nie vir jou sê, baie van ons verander, maar nie altyd ten goede nie. Baie van ons loop in die regte rigting, en ons beval ons in 2-3 tree terug, en dan is ons sal weer opvang. Ek wil hê moet vanmorgen verstaan, dat dis nie wat God wil hê nie. God is op soek na manne en vroue, wat 'n keuse maak, wat vanmorgen sê, dit gaan nie meer oor hoe ek voel, of wat ek dink, of waarmee ek besig is nie, maar waaroor dit gaan is vanmorgen, my keuse om in te stap, in die gehoorsaamheid van God en daar te bly. Kan ek dit vanmorgen verduidelik? Dit moes 'n stap van gehoorsaamheid wees, om die ark te bou. 100 jaar lang bou hulle aan 'n ark. En dit in die middel van die woestyn. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê, daar's baie mense wat jou gaan uitlag oor goed wat God wil hê jy moet doen. Daar's mense wat gaan staan en kyk en sê, weet jy wat, is net tydelik. Ek het ook vanmorgen, ek het in die week, ek Maritza sy uitslaag weer gekry, sy was weer vir haar kankertoets en goed, en alles is te skoon. En weet wat, terwyl ek daarom dink ek so by myself, ek is so dankbaar, dat God nie vanmorgen aannemer is van persoon nie, hy kyk nie wie ek is, of waar ek vandaan kom, of wat ek is nie, en ek wil vanmorgen vir jou sê, daar die deur is agter jou, en hy is gesluit, versiegel deur God, want God doen nie halwe werk nie. Wanneer God in 'n saak is, kan jy vanmorgen weer, daar's verandering wat gaan plaasvind, want God is besig om mense se harte en hulle lewens voor te berei, sodat sy wil volkome kan wees. Ek het vanmorgen, toe ek wakker word, so net na 4, dus my gebed nie vanmorgen, sluit die deur net nie. Dus die gebed, Here, ek wil seker maak, dat die wie saam my op die boot is, God se plan is. Want ek dink dit is 'n baie groot probleem, wat ons mee sit, is ons besef nie, dat God se plan is groter as ons plan nie. En weet wat? Baie keer is daar ons op my boot, en kyk ek nou so, dan dink ek ek sê jy met 'n golfbal slaan, man. Ek sê jy met 'n klip kan gooi. Ek het hierdie week 'n mooi ding gehoor. Iemand wat die koskamer gepak het 'n klip in 'n bakkie daar kom neersit. Sien jy daai klip? As hierdie koskamer weer die mekaar is, gaan ek opgooi. Ek het so gelag, het is my so oulik gewees, toe my ma my dit vertel. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, nie almal wat op die boot is noodwendig die lekkerste ouens om mee saam te leef nie. Maar ek dank God daarvoor, hy het gekies wie op ons boot is. Ek weet nie vanmorgen wat sy funksie is nie. Ek het al gesit en dink, ek wonder, of kon hulle nie met 'n muskiet doodklap, voor ons in die arm was nie. Ek dink dit sou nogal lekker gewees het, want as jy van 4 uur in die môre af, dan kan jy net stil doen nie.
jy moet vanmôre verstaan, want toe ek hierna gaan sit en kyk, toe besef ek, God besluit wie saam my aan die binnekant is. Ek wil jy moet vanmôre verstaan, dat wanneer God die deur sluit, sal God op die regte tyd die deur weer oopmaak. Daar sekere dinge wat agter 'n geslote deur moet gebeur, wat nie almal van hoef te weet nie. Pastoor, waarvan praat jy? God het nie al die mense op die boot gesit nie. Dit was Noag en sy vrou en sy liggaam en Jafet, sy 3 seuns en hulle 3 se vrouens. Dit was net hulle op die boot. Ek dink dit moes 'n moeilike een wees. Skoonma saam met 3 skoondogters, 1 kombuis. Kan moeilik wees. Maar weet jy wat ek besef? Is omdat hulle God liefgehad het en gehoorsaam was ten koste van die mense wat hulle spot, ten koste van dit wat buitekant gebeur, ten koste van wat vir hulle gemaklik was. Ek weet nie van jou nie, ek sal nie daarvan hou om my huis vandag te moet opgee en in 'n tent te gaan bly nie, maar as dit is wat God wil hê ek moet doen, dan doen ek dit met blydskap en met vreugde. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit vat baie keer, baie guts om deur die deur te stap wat God agter jou gaan sluit. Ek het vanmôre toe ek wakker word en ek lê daar en dink ek wonder hoeveel maal het Noag so na die deur toe gestap en hy gaan staan en sê, Here, hoe lank nog? Jy sien, ons brein sê ons 40 dae en 40 nagte op die ark. Is dit die waarheid nie? Hulle was meer as 1 jaar op die ark. Het het net 40 dae en 40 nagte gereën. Daar was 'n tydperk wat jy daar moes bly. En God het nie die deur oopgemaak totdat die tyd reg was nie. So kan ek dit vanmôre vir jou sê. Kyk, gaan vir jou langs en sê vir hom, ek is so bly God het die deur gesluit. Sê hom vir hom. Daar's kinderstories wat oor jou rondgeloop het, is nie meer daar nie. Dis aan die buitekant. Daai domme wat teen jou gespreek het en gesê, jy is nie goed genoeg nie, is nie meer daar nie. Dis uitgesluit. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? You've got a new start in Christ. Jy het 'n nuwe begin in Christus Jesus. Daarom kan ek sê, ek is so dankbaar en bly dat die dag toe ek wedergebore word, toe begin ek met 'n splinter nuwe lewe in Christus Jesus. Die ou dinge het verby gegaan en alles het nuut geword, sê die Here. Ek wil dit klaarmaak asseblief. Wat vir my pertinent was, daar sekere dinge wat buite moes bly. Toe Jesus in die graf ingaan, het God dit in 'n man se hart gesit, dat die graf geseël moet word. Glo dit met my lewe. Pastoor, hoekom? Want dit wat aan die binnekant gebeur, sal in die openbaar vergeld word. Ons is so geneig om te sê, ja goed, as jy die kat in die donker tyd, gaan dit in die openbaar wees. Kan ek het vanmôre vir jou sê, as jy in jou binnekamer voor God lê, sal dit in die openbaar uitpas. As jy in jou binnekamer voor God lê en sê, ek is nie goed genoeg nie, sal God, wanneer jy die buitekant sê, jy is my spreekbuis, jy is die een wat ek gekies het na my voorneme.
vanmôre sê, wie was my grootste ding in my lewe? As ek vas, moet ek net nie na my bakkerij kom nie. As ek uit vars bakbrood ry, het ek moeilikheid. En ek wil hê dit verstaan vanmôre, want voor die deur staan die vyand met jou bakbrood. He's ready. He's making every day. As wanneer jy daar uitkom en sê, ek weet verseker, my God is op beheer, en hy het gesluit wat nie by my moet wees nie. Kan ek iets vanmôre vir jou sê, dat hy vriende gaan uitgesluit word? Hallo. Hy al die grootste probleem is hoekom jy nog drink of rook of losbandig lewe. God gaan hom uitsluit. It's done. Hoekom sê ek dit vanmôre vir jou? Want God is besig om sy kerk weer op te rig as 'n verkose generasie. Die Bybel sê, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people who brings forth the praises of Him. En terwyl ek gisterand voor die Here lê, en ek is besig met voorbereiding te sê, Here, die graf is geseël, sodat die doderyk ontseël kon word. Die graf was toegemaak, sodat ek die doderyk kon oopmaak. Ek het dit nooit verstaan nie, maar vandag verstaan ek iets bittergoed. Daar sekere dinge wat agter geslote en geseelde deure gebeur, wat net God kan beheer. Die oomblik toe Jesus graf, hel en dood oorwin het, was die siel gebreek van die graf. Hoekom sê ek dit vanmôre? There's a new commander-in-chief in the realm of death, and his name is Jesus. Hoekom sê ek dit vanmôre vir jou? Want weet jy, die graf kan my liggaam vat, maar ek kan nie my siel vat. Daar's 'n koning en sy naam is Jesus. En hy het die oorwinning gebring vir my en jou. Elke hoof gesluit, elke oog gesluit, elke hoof gebuig, asseblief. Wil jy net daar waar jy sit? Wil jy nie gewoon jouself weer die vraag vra, kan ek maar klaarmaak met die dinge agter my? Daai selfde probleem wat jy het al vir 20 jaar, kan ek asseblief klaarmaak met dit? Can I get into a position where I can trust God more than anything else? As jy vanmôre bereik het, God die deur agter jou sluit. As jy vanmôre sê, Here, sluit die deur agter my, want ek wag vir 'n wonderwerk aan die ander kant, steek op jou hand na God toe. Dankie vir die hand wat reg oor die gehoor opgaan. Ek wil jou vra as jou hand opgesteek het, sal jy saam opstaan, asseblief, ek wil net saam met jou bid vanmôre. Onse God, onse hemelse Vader, onse koning, ons verlosser, die God wie ek kan bid, hy kom vanmôre na u toe, met my hele hart, my hele siel, my hele wese, kom lê ek vanmôre voor u neer, en sê, Here, sluit die deur agter my, Here, dat ek kan klaarmaak met die sondige natuur, met my eie ek, met die probleme van hierdie wêreld.
verander my hart, verander my gees, verander my binneste. Dat ek sal ophou murmureer om 'n bietjie deur oor toe klap het. Maar dat ek liewerste sal kom en sê, loof die Here, want hy is goed. Maar ek liewers kan kom en sê, alles werk ten goeie mee vir die wat hom lief het. En omdat hy my lief het, weet ek sal alles ten goeie mee werk. Here, ek verstaan dat nie nou nie, maar sluit die deur, Here. Ek verstaan dat nie hoekom nie, maar sluit die deur, Here. Ek wil nie hierdie ding in my lewe en ek sluit die deur, Here. Ek wil 'n totale afhanklikheid en 'n totale gehoorsaamheid lewe. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Dankie vir die liefde, Here. Ons eer U in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek is sit lekker neer. Ek kan vra die wat my gaan help om die nagmaaltafel te bedien. Na vore te kom asseblief. Ek het iets in my hart vanmôre wat sê, maak toe die deur. Jy sien, die duivel probeer jou met vrees oorheers. En hy sê vir jou, as hierdie deur toe is, gaan hy nooit weer oopgaan. Ek kan dit vanmôre vir jou sê, on the right time, op die regte tyd, sal God voorsien. Al sit ek net tussen die klomp diere, kom ek vir jou sê, ek dank God vir diere. Dit is baie liewer vir my as mense. Jy sien, ons moet op 'n plek in ons lewe kom waar ons die vraag vra, is dit genoeg? Ek weet nie van jou nie, maar ek het genoeg. Ek het genoeg van die wêreld gehad. I've had enough. Here, maak toe die wêreld agter my. Ek wil U dien met my hele hart, my hele siel, my hele wese. Ek wil soek na U met my hele hart, my hele siel en my hele wese. En die dag dat hy verraai is, het die brood geneem en hy het gebreek. En hy het gesê, neem eet, hierdie is my liggaam. En die oomblik toe hy dit sê, toe gebeur daar iets. Daar kom 'n skuif in die geesteswêreld. Hoekom sê ek dit? Want die deur word toegemaak. Bybel sê hierdie evangelie is nie vir almal bedoel nie. Hy was hoekom sê so, die Bybel sê so. Maar hy moet kies. Hy moet sê, ek kies om te dien, is vir hom bedoel. Hy moet sê, ek kies om te gehoorsaam, is vir hom bedoel. Hy moet sê, ek kies om te volg, is vir hom bedoel. Hy moet sê, ek kan nie op my eie nie, dis vir hom bedoel. But we need to start to follow Jesus. So as jy vanmôre hierdie broodjie vat, en jy eet op wat ek vanmôre vir jou baie mooi vra. Dink hieraan. Daar's 'n deur wat toe gaan. Ek weet nie hoe lank hierdie probleem al in jou lewe is nie. Ek weet nie hoe lank jy al voel, jy is nie goed genoeg nie. Ek weet nie hoe lank jy hierdie siekte toestand in jou lewe het nie. Ek weet nie hoe lank jy al op daardie plek van negativiteit is nie. Daardie deur moet vanmôre toe. En as jy vanmôre sê, Here, ek vertrou U, sal hy die deur toemaak. Glo jy dit vanmôre? Amen. Ons bedien die volk, dankie broers.